dan het hulle altyd met die lofsange begin en die Here se naam groot gemaak deur hulle aanbidding, die taal van die hart te gebruik, om so ook hulle harte voor te berei vir dit wat die Here ook vir hulle op die tafel geplaas het. En daarom is dit altyd so wonderlik om 'n toetrede lied te gee, dat ons ook so met ons samekoms aan hom die eer sal bring, vir wie hy is. En wat 'n wonderlike lied, 190, Grote God, aan u die eer. Heerlik is waar u regeer. Ook in hierdie gemeente sit God op sy troon, waar hy hoort, en ons buig vanmôre diep voor hom neer. Kom ons bly so sit, dan sing ons al 3 die verse saam. Grote God, aan u die eer. Heerlik is waar u regeer. Hemels is u majesteit. Heilig u geregtigheid. U wat alles onderhou. U is ewig en getrou. Lof, groot en ryk, bou u Heer u koninkryk. Voordat ek kon kies, kon vra, het u seën my vloek gedra. Ek kon vind, het my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat, bokant ons begrip verstand, hou u al wat is in stand. Dis vanmôre 'n gebed uit Psalm 22. Ek sal tot eer van u naam getuig in die gemeente, u in die volle vergadering prys. Julle wat die Here dien, prys hom, vereer hom nageslag van Jakob, betoon hom eerbied, nageslag van Israel. Die nood van die hulpelose het hy nie veronagsaam en gering geskat nie. Hy het hom daarvan nie teruggetrek nie, maar hy het die hulp geroep, gehoor wat na hom toe kom. My loflied in die vergadering kom van hom af. My geloftes sal ek nakom voor die mense wat hom dien. By die offermaaltyd sal die armes genoeg hê om te eet, en sal die wat na die wil van die Here vra hom prys. Mag hulle lank en gelukkig leef. Die mense oor die wêreld sal hom erken, hulle sal hulle tot hom bekeer. Alle volke sal hom as die koning erken, want die koningskap behoort aan die Here. Hy heers oor al die volke. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, deur die liefde van sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan die Here dan begroet met 'n lofsang, lied 184, ons gaan dit staande doen, vers 1, 3 en 4, lofsing die Here vir sy ewige, kom ons sing dan tot sy ere.
Lof sing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Die Here, dis hy wat u kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. O sterfling weet, hy wat almagtige het ons in liefde beheer. Lof sing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het, hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Jy weet gemeente, wanneer dit kom by die Here Jesus se prediking vir ons in die wêreld, dan is daar nie nog iemand wat meer weerstand gebied het teen sonde en daaroor gepraat het as ons Here self nie. En hy maak baie drastiese uitsprake in die woord, goed wat ek baie keer gehoop het, hy nooit gesê het nie, en dan lees jy dit en dan besef jy, dit staan in die woord van die Here. En dan moet 'n ou daarop let, en jy moet daarop aandag gee. En van die goed wat Jesus gesê het, van sy sterkste uitsprake, kom uit die bergpredikasie uit in Matteus 5. En vanmôre het ek net weer hierdie woorde gehoor van vers 29 af. Hoor wat sê Jesus: as jou regteroog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel brand. Jy weet, dit is die tweede grootste tema waaroor Jesus praat. Dit gaan oor die hel en die verdoemenis van 'n verlore gaande mens. En Jesus praat hieroor oor die kuisheid van mense se lewens. Liggaamlike kuisheid, geestelike kuisheid. Nou ek dink nie die Here het regtig vanmôre letterlik bedoel dat ek en jy ons oog moet uitkrap of ons hand moet afkap nie. Ek dink wat Jesus hier vanmôre doen is om vir ons te sê hoe ernstig jy sonde moet reken in jou lewe. Dat as jy nie met dieselfde intensiteit met sonde reken as om 'n oog uit te krap of 'n arm af te kap, dat jy dan die koste daarvan sal dra. En dit is moeilik. En daarom, liewe gemeente, is dit 'n woord wat die Hebreërs skrywer vir ons rig, ook in Hebreërs 13, dat ons nie so weerstand bied teen die sonde, dat dit vir ons 'n stryd om lewe en dood is nie. Die ou vertaling sê dat dit vir julle ten bloede toe loop nie. En daarom is dit vanmôre weer 'n harde woord wat die Here aan ons rig in hierdie oggend. 'n Gemeente dat God nie sonde duld nie.
dat die sonde juis die skeiding veroorsaak het tussen ons en God. En die prys wat Jesus vir hierdie kloof betaal het, is so duur gewees dat God net wil nie hê ons moet verder lewe in hierdie volharding van die wêreld nie. En as u dan vanmôre saam met my oor hierdie woorde dink, oor hoe radikaal die uitspraak van Jesus hier is, dat ek hierdie weerstand moet bied, dan gaan ek vra dat ons voor hom sal stil raak met die eerste vers van lied 231. Kom ons doen dit as 'n skuldbelydenis. Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig sonder perk. Ons kom sing U naam ter ere, bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, o Heer, dwing ons op ons knieë neer. Ons kom pleit om U genade. Heer, verlos ons van die kwade. Julle sal een oggend met 'n skuldbelydenis hier moet kom staan. As hierdie orgel so op jou rug druk, dan voel jy net hoe die Here hierdie las van jou afgooi. Daar's 'n wonderlike woord wat Paulus vir ons gee uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. En dit is die woord wat hy vir ons hier rig, wat hy praat oor skatte wat in kleipotte is. En hoe hy dan praat oor die feit dat ons hierdie kleipotte is wat maklik breek, maar hoe meer ons breek, hoe meer loop die evangelie uit ons uit. En dis eintlik hierdie wonderlike ding, gemeente, dat nie een van ons volmaak is nie, dat nie een van ons perfek is nie, maar hoe meer ons kraak vir die Here, hoe meer bars sy evangelie uit. En dan sê hy in vers 11, voortdurend word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. In my sterflike bestaan, hoe meer ek uitgegiet word vir die evangelie van Christus, wat Jesus ook leer dat julle die lig vir die wêreld is en die sout vir die aarde is, hoe meer dit uit my lewe uitlek, hoe meer begin die wêreld vir Jesus raak te sien. En dan sê hy ook verder, daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek en ons glo, daarom praat ons. En ons weet, dat God wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, dat hy ons saam met Jesus sal opwek, en dat hy ons saam met julle voor sy troon sal stel. Dis die lewe van volharding. Dis die lewe van mense wat tot aan die einde toe bly getrou wees aan hulle hemelse Pa, deur die liefde van Jesus met die werk van die Gees. En daarom het die Here vir ons genade. Daarom deel hy dit vrylik uit, en ek en jy kan dit ontvang. En ons gaan dan ook as 'n wonderlike danklied voor die Here staan. Ons gaan lied 265 sing, vers 1 en 2. Daarna gaan ons geloof hardop saam bely. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vry uitgetuig ons, U is vir ewig God,
en Heer. U onbegryplik, U is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. U is almagtig, wys en regverdig, U is die bron van alle goed. En dan weer eens gemeente, as ons vanmôre dit doen, dan sê ons vir mekaar wat ons glo. Ons sê vir mekaar wat in ons hart leef. En daarom het ons 'n getuienis teenoor die wêreld, dat ons in die Vader glo wat ons Skepper is, en in Jesus wat vir ons gesterf het, en in die Gees wat ons lei in die wêreld. En as ons vanmôre dan hierdie geloofsbelydenis opsê, doen ons dit saam as gemeente teenoor 'n gemeenskap en 'n wêreld wat so ver verlore is. En as Petrus dan vir ons sê, wees altyd gereed om te getuig oor die hoop wat in jou gesetel is. As mense van jou 'n antwoord verlang, dan kan ek en jy vanmôre hierdie belydenis vir mense gee. Kom ons sê dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Dankie gemeente. U kan vanmôre saam met my die Bybel oopmaak by die 3de brief van Johannes. Een kort klein briefie, daar's geen hoofstukke in hom nie. Dis net een enkele brief met 'n paar verse. Dis maar 15 verse. Ons gaan net die eerste 4 saam met mekaar lees. Johannes 3. Dis ook 'n persoonlike brief, 'n brief wat aan 'n persoon gerig is, deur Johannes geskrywe. En vanmôre kom die Here na ons toe in hierdie paar woorde. So kom ons luister dan nou na die woord van die Here. Van die oudste, aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik liefhet. Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is, en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou, as wat dit geestelik met jou gaan. Ek was baie bly toe hier medegelowiges kom en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Niks verskaf vir my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Ons lees vanmôre so ver. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here Jesus, ons kan nie vanmôre na die Vader toe gaan as dit nie deur U is nie. Dis U wat vir ons die weg daarna toe baan, dis U wat die voorhangsel skeur deur die liggaam te offer aan 'n kruis. Dat die evangelie oopgebreek word vir die ganse mensdom, vir elkeen wat die naam van Jesus oor hulle lippe bring, sê die skrif, sê Paulus ook in Romeine, dat julle gered sal word.
Here, dis vanmôre hierdie belydenis wat ons by mekaar uitbring, dat Jesus die Here is en dat God hom uit die dood uit opgewek het. En dit is U wat ons vanmôre na die woord toe bring, wat 'n tweesnydende swaard is, wat deur die murg en been van mense sny tot in die hart en die vleis in. En Here, dis U wat vanmôre op die saailande van ons harte kom loop, soos die saaier die saad saai. So kom saai U dit vanmôre. Ons kom bid vanmôre, Here, vir vrugbare grond, waarin die saad kan wortel skiet en 'n 100voudige oes kan dra. Here, vanmôre, wanneer ons met die woord besig is ek baie diep bewus van my eie beperkings hieroor. Ons kan nie die woord uit menslike gestalte probeer verklaar nie, Here. Daarom bid ons vanmôre, haal ons wetenskaplike brille af. Haal ons vooropgestelde brille af en Here, gee vir ons die hemelse begrip hiervoor. Dat ons sal hoor wat die Vader vir ons wil sê. Daarom, Here, kom stroop ons dan leeg van onsself. Dat ons meer en meer sal lyk soos Jesus ons Here. Dat U met ons kan werk. Ons luister, Vader, kom praat met ons. In die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Gemeente, ek wil graag hê julle moet net weer na vers 2 kyk. Dit is vir my so 'n opvallende vers gewees. Johannes sê, liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed met jou gaan as wat dit geestelik met jou gaan. Dis woorde wat nou maar net so 'n bietjie oor 'n ou waai as jy dit vir die eerste keer lees. Maar as 'n ou so 'n bietjie in diepte na hierdie woorde gaan kyk, dan besef jy, wow, kan dit nie die wonderlikste seënwense vir iemand wees nie? Om vir iemand te sê, ek hoop dit gaan met jou liggaamlik soos wat dit met jou geestelik gaan. Kan julle vanmôre die impak van hierdie woorde vir julleself begryp of indink? Kom ons stel vanmôre voor die Here Jesus skryf vir jou persoonlike brief vandag. En kom ons sê die Here Jesus sê vanmôre aan my liewe kind, en dan sit jy nou vanoggend jou eie naam hierin, aan my liewe kind Joe, of wie ook al dan nou verder. Ek hoop dat dit met jou liggaamlik so goed gaan, soos wat dit met jou geestelik gaan. Wat se impak sal daai woorde vanmôre dan vir jou hê? Nou net om hierdie ding te illustreer, ek lees hierdie storie van 'n skrynwerker wat op die aftrede was, en die maatskappy vir wie hierdie skrynwerker gewerk het, kry toe een groot staatskontrak, hulle moes 'n klomp aftreehuise bou in 'n oord, en toe die skrynwerker die omvang van die werk hoor, toe gaan hy na sy werkgewer toe en hy sê vir hom, meneer, jy weet ek is naby aan aftrede, en ek wil graag hoor of kan ek nie maar vervroegde pensioen vat nie. Die werkgewer was baie hartseer, want hierdie skrynwerker was 'n formidabele werker gewees. Sy werk het altyd goeie gehalte gelewer. En hierdie skrynwerker was vir meer as 40 jaar aan hierdie maatskappy gebonde, en nooit het die maatskappy nodig gehad om hom in te roep, om hom oor sy werk aan te vat nie. En die werkgewer sê toe vir die skrynwerker, weet jy wat, ons verstaan dat hierdie staatskontrak vir jou dalk te veel is of te groot lyk, maar mag ons vir jou 'n laaste versoek vra? Mag ons vir jou vra dat voordat jy met pensioen gaan, of jy nie vir ons net 'n laaste projek sal aanpak nie. Daar is 'n baie besonderse huis wat ons graag vir 'n baie besonderse mens wil bou. En die skrynwerker sê toe vir sy werkgewer, gee my net so 'n week of 2 dat ek hieroor gaan dink. En toe hy terugkom, toe sê hy vir die werkgewer, weet jy wat, as ek na hierdie projek dan met pensioen kan gaan, sal ek hierdie werk aanvat. En hulle gee toe vir hierdie skrynwerker hierdie pos. Maar jy kon van die begin af sien dat hierdie ou se hart nie meer in sy werk was nie.
Hy was verantwoordelik vir al die houtwerk van die huis, die deure, die rame, die kaste in elke kamer. En op die einde van die dag, toe die projek afgehandel is, toe laat hy sy werkgewer roep om die werk te inspekteer, en die werkgewer was baie hartseer oor dit wat hy sien, want hoe hierdie skrynwerker klaargemaak het, was nie die getuienis van sy lewe nie. Dit was nie eintlik wie hy vir sy hele lewe lank was nie. En die dag toe hulle uit die huis uitstap, baie teleurgesteld, toe draai die werkgewer om na hierdie skrynwerker toe, en hy hou die sleutels van die huis na hom toe uit, en hy sê vir hom, weet jy, hierdie was eintlik ons geskenk aan jou, waarmee ons jou wou seën, om vir jou dankie te sê vir soveel jare se diens. Maar ek dink jy kan vandag saam met my sê, dit getuig nie van wie jy was nie. En as jy vanmôre nou hierdie staaltjie hoor, dan wil ek vanmôre vir u kom sê, dis eintlik die impak van hierdie woorde wat Johannes vir ons gee. Almal van ons werk aan 'n huis. En ek praat nie vanmôre van 'n fisiese huis nie, die Here gee vir ons 'n geestelike huis, waarin ek en jy elke dag werskaf, waarin ons baie tyd en moeite insit. En dan word die gehalte van jou huis, jou geestelike huis se werk, word getoets aan die einde van jou lewe. Dit sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 3, vers 12 en 13. Dan sê hy hierdie woorde, of julle dan nou met goud of edelstene of gras of strooi of bakstene gebou het, maak nie saak waarmee jy bou nie. Aan die einde van die tyd gaan God jou werk met vuur kom toets. En kyk of jou werk die toets kan deurstaan. En dan moet ons vanmôre vir mekaar sê, gemeente, skokkend is dit dalk, as ek en jy besef, dat ons met 'n geestelike huis besig is, dat ek en jy aan die einde van die dag ook in daardie huis moet bly. Hoe lyk jou huis vanmôre? Kan jy vanmôre jouself indink, hoe sal jou huis lyk? As jy dieselfde tyd in jou huis insit, as wat jy in jou werk insit. Kan julle dink hoe sou jou werk vanmôre gelyk het as dit met dieselfde passie gebeur het as wat jy met jou geestelike lewe werk? Hoe sou jou sport gelyk het? Hoe sou jou alledaagse take by die huis gelyk het as jy dieselfde intensiteit gebruik in jou geestelike lewe as in jou persoonlike lewe? Hoe sou jou huwelik gelyk het? Hoe sou jou verhoudings met mense om jou gelyk het, as jy dit op dieselfde manier gedoen het as jou geestelike lewe? En dis die impak wat Johannes vir Gaius vanmôre hier sê. Hy sê, Gaius, dankie dat jou geestelike lewe so getuig, dat ek eintlik vir jou moet vra oor, hoe gaan dit met jou liggaam? Wat 'n impak. Wat 'n ongelooflike impak moet dit nie in 'n mens se lewe hê, om daai getuigskrif agter jou geskryf te hê nie. Jy weet, as ek na jou kyk, en as ek vir jou sien, dan sien ek hoe die liefde van Jesus Christus uit jou uitstraal. Nou, jy moet vanmôre weet hoe die kerk in Johannes hulle se tyd gewerk het. Dit was gewoonlik klein huiskerkies gewees. Gewoonlik mense tussen 10 tot 15 mense, niks groter as dit nie. En wat soos wat Petrus en Paulus en Johannes hulle deur die streek van die ou antieke ooste deur beweeg het, het mense tot bekering gekom, en so het hierdie mense hulle self tot hierdie kerkies aangesluit. Gewoonlik was dit maar in die vorm van huiskerke in iemand se huis, en in daai persoon se huis het hulle dan 'n voorganger gekies om dan vir hierdie klein gemeentetjie te lei. Gaius was waarskynlik 'n bekeerling uit Johannes se werk, wat tot een van hierdie huiskerkies geroep is om 'n leier te word. En vir baie maande en selfs dalk jare kon Johannes nie by hierdie kerkie uitkom nie. En dan kom Johannes op 'n dag met 'n brief agter dat dit met Gaius goed gaan. En dat die mense praat van hierdie wonderlike leierseienskappe van hierdie jong man. En dan word Johannes se hart bly, want hy weet die moeite wat Gaius met sy geloofslewe doen,
Spreek van dit wat Jesus in sy lewe verander het. En gemeente, dit is vanmôre die vraag. Lewe jy soos wat Jesus vra? Verander jou lewe. Drasties, radikaal. Dit is wat die woord vir ons oor en oor sê, wat met jou gebeur. Die dag as Jesus in jou lewe instap, jy word nuut en weergebore. En hierdie Gaius is besig om hierdie kerk in die wêreld rond te skud, om hulle wakker te kry tot bekering vir Jesus Christus. Jy weet, ek dink, partykeer sak ek my kop in skaamte, as ek moet dink, hoeveel moeite doen ek aan hierdie geloofshuis? Hoeveel tyd sit ek regtig hierin? Dalk doen ek dit maar net op 'n Sondag. En dan moet die Here my nou net vir 'n uur besig hou, want na hierdie uur verby is my week met God ook verby. En dan moet hy my nie die res van die week pla nie. Ek sal weer volgende Sondag hier wees. En as ek volgende Sondag hier is, dan sal ek weer vir hom hierdie volgende uur gee. En daarna moet hy my weer uitlos. Jy sien, en dit is die houding van baie gelowiges. Dat as die Here Jesus vanmôre so 'n brief aan jou en my persoonlik moes rig, wonder ek hoe sou daai brief regtig gelyk het. Dalk sou die Here Jesus gesê het, ek hoop jou gees vang met jou liggaam op. Want jy gee nie jou gees kans nie. Jy weet, daar word in die hoofstuk verder gelees van 'n ou met die naam Diotrefus. Diotrefus, ons weet nie regtig veel van ou Diotrefus af nie, maar die man was 'n moeilikheidmaker in die kerk. En hoe Johannes eintlik vir ou Gaius so mooi teen Diotrefus waarsku en vir hom sê, kyk wat maak Diotrefus. Hy het die geestelike huis waarmee hy begin verwaarloos. Hy het die genade wat God aan hom gegee het hy begin verwerp. Gaius moet asseblief net nie soos Diotrefus word nie. Moenie soos die skrynwerker wees, wat vir 40 jaar getrou jou diens doen, en op die heel laaste gee jy die genade op nie. Jy weet gemeente, daar's een woord in die skrif waaroor ons nog eendag baie gaan moet dink, en dis die woord volhard. Die woord volhard, wat vir ons deur die Nuwe Testament ingeskryf word, kom net voor op 2 plekke. Dit kom voor by mense wat in hulle sonde en in hulle verlorenheid volhard, of dit kom in by gelowiges wat end uit tot op die einde toe die stryd stry in die geloof en dit end uit voltooi en volhard. Daar's niks tussenin nie. Gelowiges kan nie met hulle bene in die middel gaan staan nie. Jy's of aan die een of aan die ander kant. En dan sê Johannes vir Gaius, dankie my liewe broer, my liewe kind, dat jy jouself aan hierdie kant plaas, dat jy moeite doen met jou geloofslewe. Ek lees hierdie storie van oom Albert Schweitzer. Oom Albert Schweitzer was 'n medikus, maar hy was ook 'n sendingteoloog wat vir baie jare in Afrika sendingwerk gedoen het, en saam met dit het hy sy mediese professie beoefen. En in 1952, toe ontvang oom Albert Schweitzer die Nobelprys vir vrede, en hulle nooi hom Kalifornië toe om hierdie prys vir hom te oorhandig. En hy kom toe op daai stadium uit Midde-Afrika uit, in Amerika om hierdie prys te ontvang. En toe hulle van die stasie afklim, toe werk hy homself nou maar so deur die skare en hy gaan staan voor. En hy sê terwyl die joernaliste en die mense hom toespreek, toe kyk hy oor die koppe van die skare en hy sien aan die oorkant by die treinstasie klim daar 'n swart vrou af met groot swart tasse en hy sê terwyl hy so vir haar kyk, kom hy agter maar die vrou is benoud. En hy sê hy sien hoe hierdie vrou baie benoud na 'n bus kyk wat aan die oorkant van die straat staan en oom Albert besef net daar hierdie vrou gaan haar bus verpas en niemand kan haar help met haar tasse nie. Nou die joernaliste sê daai dag sonder dat oom Albert enige iets gesê het, spring hy van die perronnetjie af, van die verhoogie af. Hy werk homself weer deur die skare mense
En hy kom by die ou swart tannie, hy vat haar tasse vir haar, en hy help haar op die bus, en hy sit daar, en daar reis hy weg, en toe hy terugkom voor, toe sê hy vir die mense, "Ekskuus julle, maar as iemand nie hierdie vrou gehelp het nie, sou sy waarskynlik hierdie bus verpas het." En oom Albert het dit as 'n natuurlike wyse gedoen. Dit was vir hom 'n gewoonte gewees om in Afrika mense te help en verder te sien as wat hy kon. Maar daar word vertel van hierdie dag in 1952 dat 'n joernalis daai dag vir een van sy vriende langs hom gesê het, "Dis die eerste keer in my lewe wat ek 'n preek op 2 bene sien." Jy weet, as Johannes vir Gaius in hierdie vers 4 sê, "Niks verskaf vir my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe." Gemeente, is dit vanmôre die wonderlikste getuienis van 'n gelowige. Dat ek en jy nie net mondchristene is nie. Dat ek en jy die evangelie op ons voete dra. En dat ons die bereidheid van daai skoene aantrek. En dat ons die lewe gaan leef wat die Here van ons vra. En dat ons nie net sê ons glo nie, maar dat ons dit met ons lewens wys. Dat ons aan ons geloofshuise bou met toegewydheid, met oorgawe, dat dit tot die Here se eer sal geskied. En dat die Here eendag vir jou en my ook sal sê, ek hoop dit gaan met jou gees, met jou liggaam so goed soos wat dit met jou gees gaan. Kinders van die Here wat in die hoop van Christus, in die waarheid lewe, en dit nie net sê nie. En daarom is dit my gebed vir môre gemeente, dat Gaius se brief jou hart kom wakker maak. Dat die Here Jesus Christus vir ons geleer het, as jy my wil volg, moet jy jou kruis optel en agter my aankom. Dat 'n gelowige lewe nie 'n maklike een is nie. Dat dit nie altyd gerieflik is nie. Dat dit nie altyd lekker is nie. Dat dit juis binne in die brief van Johannes gaan oor vervolging. Oor mense wat hulle geloof prysgee, want hulle wil nie hulle lewens verloor nie. En dan staan daar 'n Gaius in die midde van hierdie mense, en hy hou sy geloof vas aan sy Here en sy Verlosser Jesus. En dat ek en jy vanmôre dieselfde intensiteit sal hê as Gaius. Dat die Heilige Gees van jou en my 'n tempel sal maak, 1 Korintiërs 6, 1 Korintiërs 9, waar binne hy woon, waar die werk van ons gehalte getoets sal word, die gehalte van ons werk, ekskuus, waarin ek en jy eendag as ons by die Here kom, nie sal sê, Here, ek is so jammer, kan ek dit net weer gaan probeer oordoen nie? Kan ek nie miskien die tyd omdraai en van vooraf begin nie? Dan gaan die Here vir ons sê, dis te laat. Jy het geëindig soos wat jy moes. En daarom is dit vanmôre so wonderlik om te weet, dat die Here die werk wat hy in ons begin, sal eindtyd voltooi. Filippense 1 vers 6. En mag dit vanmôre jou en my gebed wees, gemeente, dat ons nie sal uitsak in ons geloof nie. Dat ek en jy nie dit sal prys gee vir wat ook al nie. Maar dat die Here vanmôre na jou en my sal kyk en vir ons sal sê, my kind, ek is trots op jou geestelike lewe. Dit behaag my oor hoe jy is. Ek vind vreugde in jou op die manier hoe jy lewe. En gemeente, as die Here dit dan nie vanmôre van jou kan sê nie, gaan klaar dit met hom uit. Gaan maak die veranderinge wat jy moet en keer na jou Here toe. Lewe in volheid vir hom tot sy eer. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here Jesus, kom ontmoet ons vanmôre maar in ons swakheid. Help ons vanmôre om 'n preek op 2 bene te kan wees. Dat ons sal leef soos ons praat. Dat ons sal werk soos ons sê.
Vader, dat dit vir U sal behaag en nie vir onsself nie. Dat dit om U eer sal gaan en nie ons eie nie. En dit kan ons maar net vra, want dit is die Gees wat dit in ons moontlik maak. Mag ons vanmôre dan weer opnuut oorgee aan Hom. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Voordat ons die kollekte gaan opneem, gemeente, gaan ek eers vra dat Tannie Ansie Kuyler na vore sal kom, asseblief. Tannie Ansie is nou die laaste persoon van 'n lang lys name wat uiteindelik dan nou vanmôre haarself aansluit by ons nuwe kerkraad. En Tannie Ansie word dan ook vanmôre as 'n diensdiaken voorgestel, saam met Tannie Magda ook daar by Jordania Park. Tannie Ansie, dit is die Here wat ons tot hierdie wonderlike werk roep. Dit is Hy wat vir ons sê, soos die Vader my stuur, so stuur ek julle. En daarom as die kerkraad Tannie se naam voorhou, dan doen ons dit met hierdie oortuiging dat die Here vir ons vir Tannie gebring het en dat Hy ons geroep het om vir Tannie te vra of Tannie bereid sou wees om hierdie werk te mag doen. Daarom is ons ook van mening gewees dat niemand enige klagtes gehad het nie, so Tannie Ansie is veilig, want die Here het Tannie hiertoe geroep en Hy het dit gedoen deur die krag van sy Gees. En daarom gaan die Here vir Tannie self ook op hierdie pad begelei. Daarom moet Tannie weet dat diakenwerk nie net gaan oor kollekte nie, dit gaan oor die versorging van die mense om ons. Dit gaan oor om die behoefte van mense raak te sien en dit gaan ook om daardie nood te verlig waar ons kan. Dankie ook dat Tannie bereid is tot hierdie diens. Ek wil tog vra of Tannie bereid sal wees om hierdie volgende vrae net vir ons te antwoord. Is Tannie daarvan oortuig dat dit die kerk self is, of nie net die kerk nie, dat dit die Here is, wat Tannie tot hierdie besonderse diens geroep het? Glo Tannie in die woord, soos wat die Ou en die Nuwe Testament vir ons gegee word, dat dit die enigste volkome leer van verlossing is, en ook dat die kerk vir Tannie vra om hierdie dienste mag verrig, uit die oortuiging dat die Here Jesus ook Tannie se verlosser is. En dan die laaste vraag, mag ons Tannie dan ook verantwoordelik hou om hierdie werk getrou te doen? Wat is Tannie Ansie se antwoord? Dit is wonderlik, ek gaan vir Tannie 'n drukkie kom gee. Gemeente, julle moet na Tannie Ansie ook omsien en dankie vir die bereidheid van haar hart ook om die Here se kerk hier te mag dien. En ek gaan vra dat ons as gemeente vir haar 'n gebed sal doen. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, dankie dat U kinders ook so van tyd tot tyd bring na diens toe. Natuurlik is ons almal U diensknegte, maar Here, dankie vir besonderse werke in die kerk, waarby ons dan ook onsself kan voeg. Ons kom vra dat U vir Tannie Ansie sal vat en dat U met haar hierdie wonderlike pad sal stap, dat sy verryk sal word in haar geloof en dat sy dit sal doen tot die eer en verheerliking van haar Verlosser en haar Here Jesus Christus. Lei vir haar elke dag op hierdie pad in gehoorsaamheid aan U en mag sy dit volhardend doen soos wat die Gees dit vir haar gee. Ons kom vra en bid dit vir haar in die naam van Jesus ons Here. Amen. Dankie Tannie. Gemeente, U kan nou die Here dan dien met U dankoffers.